Ekskuus, ek het nie die presiese tyd by my nie. Ons begin. Baie hartlik welkom aan elkeen van u. Ook besonderlik julle wat inskakel op die livestream. Kom ons hou duime vas die livestream werk. Kyk, ons probeer ook nou grand wees hier in die weste van Pretoria. So ons het ons eie chipstelseltjie hierso, so kom ons hoop regtig dit werk. Baie welkom dat julle ook by ons inskakel en ook as jy later na die video luister. Ons is almal deel van 'n groot geloofsfamilie. Alhoewel ons net 50 hier in die kerk mag wees, is ons wat ons op die YouTube view sien, 'n baie groter geloofsfamilie wat so op 'n Sondagoggend bymekaar is, en ons dank die Here vir die tegnologie. Ek wil julle verwelkom met 'n teks uit Efesiërs 3 waar Paulus bid vir die gemeente in Efese, en dan sê hy: mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. 'n pragtige gebed hier in die lydenstyd, wat ons vir mekaar kan bid, dat waar dit nou die tweede Sondag in die lydenstyd is, dat ons hierdie tyd regtig sal begryp, saam met al die gelowiges, regtig hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. En mag hierdie erediens in ons saam wees, so saam met mekaar, ook wees in die teken, dat ons iets snap, iets begryp, van hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Baie hartlik welkom aan elkeen van u. Dames die kerkraad, is daar net 'n paar afkondigings. Sagte dankoffer, u word vriendelik herinner aan die spesiale dankoffer tydens volgende Sondag se erediens, indien moontlik, oorweeg dit bidend om 'n sagte dankoffer te bring, om die Here te vereer vir sy liefde en sorg. Baie dankie vir elkeen se dankoffers in hierdie tyd, waar bankkollekte maar min is. Daar is ons gemeente se bankbesonderhede. Dit is ook, u kan my kontak, vir my of Dominee Nudee, en ons sal vir julle dit graag gee. En baie dankie dat ons ook vir u kan vra, om dit wat u altyd so in die banke sou gee, nog steeds op sy te sit, en ook maar op 'n stadium maar net vir ons te bring of oor te betaal. Dan het ons 'n jumble sale, Vrydag 5 Maart, van 6 die oggend tot 9 uur, net vir so 3 ure. Julle kan ou klere, skoene, beddegoed na die kantoor toe bring, en die enigste tyd daarvoor is Dinsdag van 6 tot 7. Nee, van 4 tot 5. Hoe lees ek nou so dom? Van 4 tot 5. Daar is heelwat goeders in die kantoor, so jy hoef nou nie uit die pad uit te gaan om huis skoon te maak nie, maar as daar goeders is wat in die pad lê, bring asseblief Dinsdag van 4 tot 5 by die kantoor, en herinner asseblief die huiswerker, dit is maar hulle wat kom koop, stuur maar 'n WhatsApp om hulle te herinner, en dan het ons maar altyd bietjie hulp nodig met die verkope, so as jy kan aanmeld, help my gou, by wie meld hulle aan? Bel maar vir my, as julle wil help, of vir Tannie Louisa, hulle is daarmee, ons is nie heeltemal seker nie, maar ek sal vir u meer inligting gee, as u my net 'n lykie gee dan. Dan rondom lief en leed, ek weet van niemand wat tans in die hospitaal is nie, maar ons het gehoor van oom Corrie van Wyngaard, sy broer is skielik oorlede die afgelope week, of hy het kanker gehad, en dit was maar 'n skielike siekbed gewees, en ons wil regtig aan oom Corrie van Wyngaard en Suzette wil ons aan julle dink. Suzette het vanoggend laat weet dat sy nie gesteld is nie, hulle wou baie graag hier gewees het, so ons hoop julle luister ook in, en baie sterkte ook vir die week wat voorlê met 'n begrafnis wat op hande is. Mag julle regtig die troos van die Here beleef in hierdie tyd. Kom ons buig ons hoofde, ek lees vir ons die wotum uit Jesaja 54 vers 10. Berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vredesverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou liefhet.
Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons Vader, van Jesus Christus, deur die werking van sy Gees. Kom ons sing lied 220, met ons harte sing ons Here van u liefde meer en meer. Ek wil dan vra dat u sal bly staan vir ons geloofsbelijdenis, wat ons saam gaan lees uit Psalm 16. U kan dit saggies saam met my lees, Psalm 16, 'n gedig van Dawid, dit is ons geloofsbelijdenis vanoggend. Neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Die afgode in die land, so aantreklik verbaai, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Baie dankie, jy kan die plekke neem. Ons skriflesing kom vanoggend
uit die leesroosterteks Genesis hoofstuk 17. Dit sal ook op die skerm verskyn, Genesis hoofstuk 17. As ons die plekke het, kan ek net vir ons 'n gebed doen. Ek lees dit uit 'n bundel wat Joekie vir my gekoop het toe ons nog jonk getroud was in 2006, 20 Februarie, 'n huweliksgeskenk, en ek lees gereeld gebede uit hierdie bundel. Op bladsy 229 lees ek die volgende gebed. Dit is 'n gebed aan die begin van lydenstyd, is die opskrif. Ewige God en Vader van ons Here Jesus Christus, U het uit liefde U seun na hierdie sondeverskeurde wêreld gestuur om vir ons 'n voorbeeld en 'n verlosser te wees. Dit het 'n menslik onbetaalbare prys gekos. Hy moes die man van smarte word om vir ons die vreugde van die hemel moontlik te maak. Hy het neergedaal in armoede, sodat ons die rykdom van vergifnis kon smaak. Hy het sy goddelike majesteit afgelê, sodat ons koningskinders kon word. Hy het sy liefde onvoorwaardelik gegee, sodat ons die liefde weer na ander kon uitdra. Hy het deur sy lewe 'n volmaakte voorbeeld gestel, sodat ons hom daagliks kan navolg. Hy het aan 'n wrede kruishout 'n skande dood gesterf, sodat ons verlossing, vergifnis en die ewige lewe mag hê. Hy het seëvierend uit die dood opgestaan, sodat ons deel van sy triomftog deur die eeue kan wees. Here Jesus, man van smarte, maak ons gewillig om die uitdagings van ons kindskap te aanvaar en as U getroue getuies te leef en te sterf. Dankie dat hulle wat deel in U kruis ook deel in U kroon. Dankie dat die wat saam met U ly ook saam met U sal lewe. Amen. Kan ons die teks kry, Raymond? Jy moet nie sê, dis waar my PowerPoint stop nie. Daar is hy. Hoe moet ek hier druk? Daar is hy. Die besnydenis as verbondsteken, voordat ons lees, net 'n opmerking of twee. Van dese week kom ons by die verhaal van nog 'n verbond. En dit is die verbond wat God gesluit het met Abraham en Sarai, toe hulle reeds hoogbejaarde mense was, by hoë ouderdom. Nou wat het die teks te doen met lydenstyd? Hoekom het die leesrooster hierdie teks gekies om op die tweede Sondag van lydenstyd te lees? En is amper dieselfde vraag wat 'n mens het oor verlede Sondag, toe ons stilgestaan het by die Noag verbond. Wat het die Noag verbond en die reënboog te doen met lydenstyd? En die antwoord is, in beide hierdie verhale, in die verhaal van Noag en Abraham, is dit God wat na die mens toe kom en uit vrye guns met hulle 'n verbond van liefde en trou sluit. 'n Verbond is met ander woorde waar God sy hand van liefde en genade na die mensdom toe uitsteek. Hy kom na hulle toe. Ons sien hoe dat hy na Noag toe kom, direk na die sonvloed, in sy hand van liefde en genade uitsteek na 'n oorspoelde wêreld en beloftes maak dat dit nooit weer sal gebeur nie. Ons sien dit hier in die verhaal van Abraham wat ons nou gaan lees, hoe dat God na hom toe kom en 'n verbond met hom sluit, sy hand van liefde en genade na Abraham en Sarai toe uitsteek. En ons sien dit sekerlik die duidelikste in die lewe van Jesus, waar God in Jesus sy hand van liefde en genade na ons toe uitsteek en met ons die grootste verbond van genade en trou en liefde sluit. In Jesus sluit God die grootste verbond van liefde met ons as mense. 'n verbond wat
so groot is dat daar nooit weer 'n groter verbond na dit sou nodig hoef te gewees het nie. En daarom is dit goed, het die opstellers van die leesrooster gedink, dat ons so aan die begin van lydenstyd 'n bietjie stil staan by die Ou Testament verhale van God se verbondsliefde, en dat ons dit sal lees en daarbey sal stil staan om beter te verstaan van die groot nuwe verbond wat Jesus deur sy kruis en deur sy bloed met ons kom sluit het. Daarom lees ons in die Ou Testament, so op die eerste bladsye van die Ou Testament, die besnydenis as verbondsteken. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: Ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voortkom. Abraham het op sy knieë geval en toe sê God vir hom: Dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak, en ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. Ek bring 'n verbond, en hier is die woord, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. En dan in die paragrawe wat kom, lees ons dan van die verbondsteken wat ingestel word van die besnydenis. Vers 11b lees ons: Dit is die verbondsteken tussen my en julle. Elke seun onder julle van 8 dae oud moet besny word. Dit geld vir elke lid van die manlike geslag onder julle. So sal my verbondsteken aan julle liggame wees as 'n blywende verbond. God het ook nog vir Abraham gesê: Jy moet jou vrou nie meer Sarai noem nie. Haar naam is nou Sara. Ek sal haar seën en vir jou 'n seun uit haar gee. Ja, ek sal haar seën en nasies en konings van volke sal uit haar voortkom. Toe het Abraham op sy knieë geval en hy het gelag en gedink: Kan daar vir 'n man van 100 'n kind gebore word, of kan Sara wat 90 is 'n kind in die wêreld bring? En Abraham het vir God gesê: As Ismael maar net in u teenwoordigheid kan bly lewe. Maar God het vir Abraham gesê: Nee, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Isak noem. Ek sal my verbond met hom hou as 'n blywende verbond en ook met sy nageslag. Dit is die woord van die Here, tot sover ons skriflesing. Die tema vanoggend: Ek is syne vir altyd. Ek is syne, ek is die Here se vir altyd. As jy omgee vir iemand, as jy lief is vir iemand, dan gee jy graag mos tasbare geskenkies, bewyse, bring blomme, om jou liefde en jou omgee te demonstreer. Geskenkies is deel van die 5 tale van die liefde. Die van julle wat al die boek gelees het, baie goeie boek. Verskillende mense het verskillende tale, en hoeveel van ons vind nie pertinent aanklank deurdat jy jou liefde bewys, deur geskenke te gee of dit te ontvang nie. Jou huis is dalk vol goedertjies wat mense oor die loop van jare aangedraai het. Geskenkie mense wat altyd vir jou ietsie koop as hulle van vakansie af terugkom. En so oor die jare het jy jou hele huis is al vol daarvan. Daar's party mense wat 'n spesiale showcase het. Wie van julle het 'n showcase waar jy die goedjies wat jy kry mooi uitstal vir almal? Ons het deesdae 'n kaggel, die meeste van ons, en ons sit dit maar daar. En so het elkeen van ons ietsie spesiaal wat ons laat dink aan iemand. Ek het byvoorbeeld hierdie pen wat in my baadjiesak permanent is, pragtige pen met so 'n visie simbool op, wat natuurlik die Christelike simbool is, en dit laat my dink aan my swaar Bram, wat toe hy in Kanada was en hy teruggekom het, vir my hierdie pen gebring het. Dit is regtig vir my iets baie spesiaal, en ek dra dit altyd naby aan my hart. Om my nek het ek 'n kruisie,
'n kruisie wat oom Henny Retief jare terug gemaak het, en die kruisie lê daar by my rekenaar, en ek dra die kruisie so nou en dan, en elke keer dan dink ek aan oom Henny, wat hierdie kruisie vir my gegee het. In ons huis is daar 'n skildery van mossies, wat Ria Gildenhuys spesiaal vir Joekie gemaak het, en elke keer dan dink ons ook aan Ria, en Ria, ons wil net regtig ook aan jou dink, met 'n baie groot operasie wat op pad is, en dat dit sal goed afloop. En dan natuurlik boeke, ek het julle gesê van 'n spesiale boek, wat Joekie vir my gegee het, en ook elke keer dan lees ek maar wat daar voorin staan, en dit is baie spesiaal. En natuurlik 'n trouring, is dit nie die grootste simbool en geskenk wat jy vir iemand kan gee, om daardie persoon te verseker van jou liefde en trou, en dat dit 'n sigbare teken is van jou liefde en trou teenoor daardie persoon. En met God is dit dieselfde, om jou en my te verseker van sy verbondstrou, gee die Here sigbare tekens. Ons lees hoe dat hy vir Noag 'n pragtige reënboog gee. Vir Abraham gee hy 'n baie meer permanente teken, want die reënboog kom en gaan, maar die permanente teken van die besnydenis. En vandag in die Nuwe Testament gee die Here vir ons die tekens van doop en nagmaal, om ons te herinner aan die uitnemende verbond wat Jesus met ons kom sluit het. 'n Verbond wat nie beseël is deur die bloed van offerdiere of die bloed van besnydenis nie, maar 'n verbond wat beseël is met die sigbare bloed van Jesus Christus self. Die kruis, die doop en die nagmaal is as ware soos trouringe vir ons, kosbare pante, sigbare dinge wat ons herinner, ek is God se vir altyd. Ek is die Here se vir altyd. Ek wil graag by 2 hoofgedagtes stil staan vanoggend. Die eerste is dat ons na Genesis 17 sal kyk, en dat ons bietjie sal oordink wat hier staan. In die sin van, hoe lyk 'n verbond? Wat 'n ding is 'n verbond? En ons sal sien dat daar 3 kenmerke is, en dan die tweede deel van die boodskap gaan oor ons antwoord op hierdie verbond. En daar is so 4 gedagtes wat uit hierdie gedeelte uitkom, wat vir ons help, hoe om te lewe binne die wonderlike verbond wat God met ons gesluit het. Die eerste wat 'n mens hier raak sien, die besondere kenmerk van die verbond, en dit is dat God initieer dit. God begin die verbond. Hy neem die inisiatief in ons verlossing. Die Here kom as ware uit die bloute uit by Vader Abraham, daar in Genesis 15. Dis nie dat Abraham eers allerhande offers hoef te bring om die Here se aandag te trek en om die Here nader te roep nie. Dit is ook nie eers dat Abraham 'n vreeslike sterk geloof het nie, want ons lees dat toe die Here vir hom sê hy gaan pa word op die ouderdom van 99, toe lag hy so onderlangs, en dit nogal onder gebed. Dit klink vreeslik oneerbiedig, maar 'n mens hoor 'n stukkie of 'n groot stuk ongeloof dat Abraham lag. So met ander woorde, dit is nie omdat Abraham enigstens 'n vreeslike goeie mens was en so sterk geloof gehad het nie. Ons lees dat God net aan hom verskyn en vir hom sê, hier is ek, Abraham. Genesis 17 begin het met die woorde, God het aan Abraham verskyn. Abraham hoef van sy kant af niks eers te gedoen het vir God om aan hom te verskyn nie. En dit is die eerste ding wat ons hier moet raak sien, wat verbondsgenade is. En dit is dat God jou lief het net soos wat jy is. Hy het jou lief net soos wat jy is. Hy ontmoet jou soos wat hy vir Vader Abraham ontmoet het, in jou ongeloof, in jou klein geloof, selfs in jou sonde, neem God die inisiatief en hy reik uit na jou toe en steek hy sy hand van genade na jou toe uit. Ons sien dit ook veral in die sin dat seentjies op die ouderdom van 8 dae besny sou word. Dat dit juist bevestig dat God die inisiatief neem. 'n Mens se logika sê vir jou, man, wag dat die kinders bietjie groter is, dat hulle self besluit of hulle deel van hierdie verbond wil wees of nie. Maar juist omdat seentjies op die ouderdom van 8 die teken van die besnydenis ontvang het, onderstreep juist God se inisiatief, dat voordat hulle vir God kan kies, kies hy reeds vir hulle.
Hierdie aspek van die verbond sien ons ook by Jesus. Met die groot verbond van liefde wat Jesus kom sluit het, dat Romeine 8 sê, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Die teks Romeine 5 vers 8, Christus het vir ons gesterf, toe ons nog sondaars was. God het die inisiatief geneem, ook wat Jesus se kruisdood aanbetref het. Dit is genade, dat God homself aan jou verbind, nie op grond van wie jy is nie, maar op grond van wie hy is. Nie omdat ek en jy so sterk geloof het, kom God na ons toe nie, maar ten spyte van ons geloof, wat so dikwels kwyn en so dikwels wankel, steek God nog steeds eerstens sy hand na ons toe uit. En omdat God die een is wat die verbond initieer, daarom kan ons seker wees, ek is syne, vir altyd. Want hy het dit eerste gesê, ons sekerheid van ons kindskap, lê met ander woorde nie by onsself nie, dit lê by God. En dit is die eerste groot ding wat ons moet raak sien hier in Genesis 17, dat God is die een wat die verbond initieer, omdat hy dit begin, ten spyte van wie of wat ons ook al is, daarin lê ons sekerheid, dat ek Godsin is vir altyd. 'n tweede wat ons moet raak sien hier in Genesis 17, en dit is dat die verbond is permanent. Is permanent. Verlede week toe ons gesels het oor Noag, het ons telkens die woorde gelees, dat daar staan, die Here het 'n ewige verbond. Jy hoor die permanensie. Dis nie net 'n tydelike dingetjie wat iewers opgehef kan word nie. Oor en oor het ons in die Noag verhaal gelees, dis 'n ewige verbond. En ook vir Vader Abraham, die teken van die besnydenis, lees ons, so sal my verbondsteken aan julle liggame wees, as 'n blywende teken. Die besnydenis was 'n permanente teken. Jy kon dit nie aandoen nie. En daai permanensie wat Abraham en sy nageslag fisies aan hulle liggame sou dra, waar dit nie geaandoen kan word nie, het iets gesê van God se liefde en van sy beloftes wat permanent was, en dat niks van jou kant af dit kan aandoen nie. Maar ons sal nou iets daaroor sê. Wat 'n wonderlike wanneer jy die mossies so onbesorgd sien speel op die gras, en sommer net uitbundig lewe en oor niks bekommerd is nie, sien ook daarin God se sigbare tekens van sorg en liefde oor jou. Dit is die 3 kenmerke wat deel is van al God se verbondsbeloftes, Ou en Nuwe Testament. En dit is dat hy dit initieer, dis permanent, en dit gaan altyd gepaard met sigbare tekens. Ons moet egter nooit die fout maak om te dink dat God se verbond niks van ons vra nie. Want dit kan klink dat omdat God dit initieer en omdat hy hierdie tekens gee en dit as ware eintlik alles van sy kant af kom, dat 'n mens die fout amper kan maak om te dink dat dit nou van self geld en dat ek geen verantwoordelikheid het nie, want alles kom ons nou van God se kant af. En dit was 'n groot fout wat die Israeliete dikwels gemaak het oor die loop van baie eeue, waar die profete die een na die ander na hulle toe kom en sê, nee, dit gaan nie maar net dat jy die ritueel van die besnydenis ondergaan het wat jou 'n kind van God maak nie. Jy moet antwoord. En dis die tweede groot deel van die verbond. Ons moet antwoord op die verbond. En hier in Genesis 17 sien 'n mens ook duidelik antwoorde wat ek en jy moet gee op God se verbond. En die eerste antwoord, soos ek sê, daar is so 4 antwoorde. Die eerste antwoord wat ons moet gee is, waar die Here vir Abraham sê in Genesis 17 vers 1, lewe naby my en wees opreg. Lewe naby my en wees opreg. Dis die eerste manier hoe ek en jy kan antwoord, deur naby God te lewe. Hoe lewe 'n mens naby God? Ek wonder as ek vir julle sou vra vanoggend, om miskien hier oor die mikrofoon te kom vertel, hoe lewe 'n mens naby God? Hoe lewe jy naby God? Dink bietjie, wat is die antwoord op hierdie vraag? Jy lewe naby God, deur so Spreuke 3 sê,
om te ken in alles wat jy doen. Nie soos vader Abraham, wat in die vorige hoofstuk, Genesis 16, sy eie pad begin loop het, met Sarai, of met Hagar, en 'n kindjie by haar verwek het nie. Lewe naby God, deur hom te vertrou, deur hom te gehoorsaam. Lewe naby God, deur hom lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Lydenstyd is altyd 'n tyd waarin ons ons eie lewens moet ondersoek of ek regtig naby aan die Here lewe. Oor al die eeue was lydenstyd 'n tyd van nuwe toewyding om jou eie lewe onder die vergrootglas te plaas en die vraag te vra: lewe ek naby aan die Here? Is my lewe opreg, soos wat die Here vir Abraham sê, lewe naby my en wees opreg? Is ek 'n opregte mens? Is my ja, my ja, my nee? Het ek 'n eerlike, skoon lewe? Lewe ek die lewe wat Jesus geleef het? Want dit is die voorbeeld wat vir ons gestel is, en ons kan so leef, want hy het sy gees in ons harte gegee. Dit is die eerste wat ons moet weet van die verbond. Dit vra antwoord: lewe naby my en wees opreg. 'n tweede wat die verbond van ons vra, is geloof in El Shaddai. Geloof in El Shaddai. El Shaddai is die benaming wat die Genesis skrywer hier gebruik vir God. Hy sê in Genesis 17 vers 1, El Shaddai het aan Abraham verskyn en aan hom gesê. Dis die eerste keer in die Bybel waar ons lees van El Shaddai, en dit is ook maar min plekke, dis 'n seldsame beskrywing waarmee God hier aangedui word en waarmee hy homself aan Abraham voorstel. El Shaddai beteken die Almagtige, die alomteenwoordige. En daar's natuurlik 'n goeie rede hoekom die Here hom so aan vader Abraham voorstel as El Shaddai, die Almagtige, die alomteenwoordige. Want Abraham was 99 jaar oud en dit was onmoontlik, menslik gesproke onmoontlik, vir hom en Sarah om 'n kindjie in die wêreld te bring. En daarom sê die Here, glo in my, ek is El Shaddai. Ek is die God vir wie niks onmoontlik is nie. In hierdie COVID-tyd mag jy jou dalk soos vader Abraham bevind in 'n onmoontlike situasie, waar dit menslik onmoontlik vir jou voel om verby 'n sekere punt te kom. Glo dat God in sy verbondsliefde by jou is en hoor hoe dat hy vanoggend vir jou sê dat hy deur die doop en die nagmaal, deur die kruis van Jesus homself aan jou verbind het as El Shaddai, as die God vir wie niks onmoontlik is nie. En al gaan jy deur watter donker diepte op die oomblik, moet nie verblind word deur die storm van die lewe en verblind word deur die donker van die oomblik nie, maar hoor hoe dat God ook in sy verbondstrou vir jou sê, ek is by jou as El Shaddai, God die Almagtige. Daar's nog 'n manier waarop ons antwoord en dit is deur 'n nuwe identiteit wat ons van God ontvang, 'n nuwe begin. Ons sien dit in Genesis 17 dat name verander word. Abraham word Abraham, vader van 'n groot menigte. Sarai word Sarah en die naam Sarah beteken prinses. En daarmee die woordspeling waar die Here sê, daar gaan konings uit jou voorkom. Oralste waar ons lees van naamverandering in die Bybel, het dit te doen met 'n nuwe hoofstuk wat in iemand se lewe aanbreek. Jy ontvang as ware 'n nuwe identiteit, 'n nuwe begin, 'n nuwe tydperk breek vir jou aan. En dit is presies wat God se verbond met mense doen, die effek wat dit in jou lewe het, dat dit 'n splinternuwe begin tot gevolg het. Jy is nie meer die ou jy, wanneer jy God se liefde ontdek en hierdie verbondsbeloftes aanvaar. Daar vind 'n identiteitsverandering plaas. Dit laat 'n mens dink aan dit wat in 2 Korinte 5 vers 17 staan, van dat as jy in Jesus is, dan verander jou identiteit. 2 Korinte 5:17 sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.
Kom ons hoor ook dit vanoggend, dat daar 'n hoofstuk of hoofstukke in jou lewe is wat toegemaak is. Die dag as jy aan die Here behoort en sy verbondsbeloftes aanvaar, word jy 'n nuwe mens. As jy aan Christus behoort, is jy 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Ontvang dit en leef daaruit. In Genesis 17 sien ons daar's nog 'n manier om te antwoord op die verbond, en dit is aanbidding. Ons lees dat Abraham 2 keer buig in aanbidding. Die eerste keer toe die Here sê, ek is El Shaddai, die Almagtige. Dit is eintlik net vanselfsprekend dat Abraham in aanbidding voor God buig. En wanneer God, wat El Shaddai is, ook vanoggend vir jou sê, ek is betrokke in jou lewe, al is daar partykeer lang stiltes, want tussen hoofstuk Genesis 16 en Genesis 17 is daar 'n amper 24 jaar se stilte waar God nie met Abraham gepraat het nie. Ten spyte van dat dit soms stil is in jou lewe, om nog steeds God te aanbid en te weet hy is by jou en uit dankbaarheid jou lewe aan hom te gee in gebed. Die katekisme sê dat gebed is die vernaamste deel van ons dankbaarheid. Hoe anderste kan ons nie vir die Here dankie sê vir sy verbondsbeloftes deur net in aanbidding voor hom te buig. En daarom so aan die begin van die lydenstyd en gebed het nog altyd hand aan hand met mekaar gegaan. Dat ons regtig in hierdie dae ons gebedslewe sal ondersoek en seker maak dat ek naby die Here leef, ook wat my gebedslewe aanbetref, en dat daar 'n nuwe passie in my gebedslewe sal kom, wanneer ek dink aan die kruis van Jesus, aan die prys wat hy vir my daar betaal het, om in 'n nuwe verbond van wonderlike genade met my te tree. 'n laaste antwoord wat ons het op God se verbondsbeloftes, en dit is, gaan deel dit. Gaan deel dit. Dit was nooit die bedoeling dat dit wat God vir ons gee, al sy liefde en trou, dat dit by ons eindig nie. Dit was nie. As 'n mens kyk na Genesis 12, die eerste keer toe die Here vir Abraham roep, dan sê die Here die volgende woorde, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Kan jy hoor? Die Here roep vir Abraham tot sy verbond, maar dan sê die Here vir hom, Abraham, my seëninge stop nie by jou nie. Jy moet dit gaan deel. Volke, nasies, elkeen wat jou pad kruis, moet jy tot seën voorwees. Nooit mag ons God se beloftes net vir onsself hou nie. Ons mag nie passiewe ontvangers wees en soos opgaar tanks net alles hier by onsself hou nie. Ons is geroep, soos wat Jesus ons geroep het, om vissers van mense te wees, om in 'n wêreld in te gaan en disippels te gaan maak van al die nasies. Mag ons opnuut in hierdie lydenstyd besef dat ons geroep is om God se seën, sy kruisliefde te gaan deel met 'n wêreld daar buite wat dit nie ken nie, en dat ons tot seën sal wees teenoor elkeen wat ons pad kruis. Amen. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, baie dankie dat ons U sin is vir altyd. Dankie vir U troue verbondsbeloftes deur al die eeue en veral soos dit sigbaar geword het in Jesus. Dat U na ons toe gekom het, dat U liefde permanent is en dat ons wankelende geloof versterk word met sigbare tekens van brood en wyn en van die doop. Gee dat ons uit dankbaarheid sal antwoord deur elke dag naby U te leef, U te aanbid, U wat El Shaddai is, met ons hele lewe te vertrou
veral in tye wanneer die probleme so oorweldigend voor ons opdoem en dit ons wil verswelg, dat ons sal antwoord deur u liefde te gaan deel met 'n wêreld daar buite en tot seën te wees vir elkeen wat ons pad kruis. Ons bid dit in die naam van Jesus, wat die ja en die amen is op al God se beloftes. Amen. Kom ons sing ten slotte saam lied 219, al drie die verse. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys, sigbaar wys hoe liefde lyk. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God in sy verbondsliefde is by jou, van nou af tot in ewigheid. Amen.